Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om vir julle 'n woord te kan bring vandag. Ek wil graag vandag met julle gesels oor die seëninge wat ons ontvang. Nou in Prediker 3 vers 13 staan daar: Dit wat julle eet en drink, mag julle ook geniet, want wat julle verkry van julle arbeid. En dit is ook die gawe van God. Nou kind van God, baie van ons voel soms skuldig as ons iets geniet, as ons voel ons het vreugde, as ons voel ons is bly oor iets, want daar's ander mense wat nie so gelukkig voel of ook blydskap het nie. Maar is dit rede vir jou om nie gelukkig en bly te wees nie? Glad nie. Dit is nie rede genoeg vir jou nie. God wil hê jy moet gelukkig wees. En ja, God wil vir daai mense ook geluk hê. Maar wanneer vind jy geluk? Jy vind geluk in die kleinste, in die bietjie. Nou, as ons nie eens in die bietjie kan vreugde of geluk vind nie, hoe gaan ons in die meerderheid geluk en vreugde vind? So alles begin by die bietjie. Die feit dat jy vandag kan eet, die feit dat jy kon opstaan, die feit dat jy in 'n huis kan bly. Dit is rede genoeg om bly te wees. So hoekom mag ons dan nie geniet wat ons uit God se hand ontvang nie? God wil vir ons almal seëninge gee, klein of groot. Hy wil vir ons seën. En al wat hy vra is dat jy hom nog steeds die eerste punt maak in jou lewe. Dat God nog steeds die middelpunt is van jou bestaan. Dat God nog steeds alle eer en lof kry vir die seëninge. Dis wat God vra. Om nie hierdie dinge wat God jou mee seën bo hom te stel nie, maar dat hy nog steeds die ereplek in jou lewe kry. So ek wil vandag vir jou sê, geniet wat God vir jou gee. Geniet dit. Maar onthou, moenie vir God eenkant toe stoot as gevolg van dit wat jy ontvang het nie. Gee hom nog alle eer en alle lof. Kom ek bid vir ons. Here, ek bid in Jesus Christus naam. Baie dankie vir alles waarmee U ons seën. Baie dankie dat U na ons omsien. Dankie Vader dat U so goed is vir ons. Ek bid, liewe Here, dat ons die seëninge wat ons uit U hand uit ontvang sal geniet. En liewe Here, dat ons U nog steeds eerste in ons lewens sal plaas. Vader, en vir die wat nie weet wat is ware seëninge nie, bid ek dat hulle in die kleinste seëninge die grootste dankbaarheid sal ervaar. Asseblief, Here, in Jesus naam is dit my gebed. Amen